Vriende, les nommer 2 wat ons uit hierdie gelykenis van Jesus leer is, die uitnodiging is vir almal. Die uitnodiging is vir almal. Julle kan dit neerskryf, die van julle wat iets het om op neer te skryf. Vriende, die uitnodiging is vir almal. Hoe ongelooflik kom skets hy nie vir Jesus nie vir ons weer hier 'n prentjie nie. Hy sê vir ons, weet jy, die koning brand die stad af. Die koning gaan brand die stad af, maar julle binne in daardie stad wat afgebrand word, is ook 'n profetiese uitwerking wat 40 jaar na hierdie gelykenis sou plaasvind. En dis toe Jerusalem afgebrand is en die tempel is afgebreek. Ongelooflik hoe daardie werk, né? Maar Jesus kom wys vir ons ook, net nadat hy hulle doodgemaak het en net nadat hy hulle dorp afbrand, kom wys hy vir ons hoe genadig hy ook is. En hy sê vir ons lees weer in vers 8, net om vas te maak. Hy sê, toe sê hy vir sy slawe, alles staan klaar reg. Weet jy wat, ons het hulle klaar gestraf, maar alles staan klaar reg, ek het voorberei. So maar die genooides was dit nie werd nie. En hy sê weer, gaan nou uit na die straathoeke en nooi soveel mense as wat julle teenkom na die bruilofsfees toe. En toe het daardie slawe uitgegaan op die strate en wie genooi? Sê weer, almal genooi. Nie net my gekose maatjies nie, hy het almal genooi wat hulle gekry het. Die slegtes sowel as die goeies. En so het die feesmaal vol gaste geword. So vriende, die natuurlike vraag hier dan is, aan wie rig hy die uitnodiging? Hy rig dit aan almal, die slegtes en die goeies. Die heidenes sowel as die wat glo, vriende. En dis eintlik die antwoord wat julle nou gegee het. So aan wie rig hy die uitnodiging? Hy rig dit aan almal. Vriende, kom ons sê almal. Almal. Hy rig dit aan almal. En julle, die vraag dan net is, as hy dit aan almal vra, as hy almal uitnooi, dan het ek en jy 'n keuse. En ons kan deel word van hierdie huisgesin van God. Ons kan deel word van die koninkryk van die hemel, mits ons die uitnodiging aanvaar. So die uitnodiging is uitgestuur, maar ons kan dit net kry as ons dit aanvaar. En wat sê Jesus vir ons in Openbaring? Hy sê vir ons, as ons daardie uitnodiging aanvaar, dan sê in Openbaring 19 vers 9, geseënd is hulle wat na die bruilofsmaal van die lam uitgenooi is. So as ek en jy daardie uitnodiging aanvaar, vriende, dan is ons geseënd. Julle, dit maak nie saak of jy onkruid is nie, en of jy nou koning is, soos wat ek oor 2 weke terug gepreek het nie. Die koning sê, julle het hom, die koning sê, kom. Dis wat hy hier vir my en jou sê, hy sê kom. In Romeine 10 vers 13 sê hy, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. So wat moet ek en jy doen om gered te word? Volgens die vers, ons moet die naam van die Here aanroep. So die uitnodiging, vriende, is vir almal. Maar hier is die kruks. Ek en jy moet die naam van Jesus aanroep. Ons moet 'n besluit maak, vriende. En as ek en jy wil deel wees, as ons wil deel wees van die bruid, as ons wil deel aan die liggaam en die koninkryk van God, dan moet ons maak soos Openbaring vir ons sê. Openbaring 22 sê vir ons baie mooi. Die Gees en die bruid sê, kom. En elkeen wat dit hoor moet sê, kom. En elkeen wat dors het moet, kom. Elkeen wat die water van die lewe wil hê moet, dit kom kry. En wat kos dit vir my en vir jou? Dis verniet. Niks nie, vriende, dit kos niks van my en jou om die uitnodiging te aanvaar nie, want Jesus maak dit vir elkeen van ons wat vanoggend hier sit. Dit kos ons absoluut niks nie. Dis verniet. Maar wat jy moet besef, vriende, is dit het vir God iets baie gekos om dit te kan sê. En dit het sy seun se lewe gekos, sodat ons verniet hierdie uitnodiging kan aanvaar. Vriende, die uitnodiging is vir almal. Die uitnodiging is vir almal. Ons moet slegs kom.